Ek lees dan vir ons uit Psalm 116 en ons lees vanoggend uit die 2020 vertaling. Ek het die Here lief, want hy luister na my stem, my smeekgebed. Ja, hy draai sy oor na my en solank ek leef, sal ek hom aanroep. Bande van die dood het my omsluit, angste van die doderyk het my oorval, benoudheid en bekommernis het ek ervaar. Toe het ek die naam van die Here bly aanroep, ag Here, red tog my lewe. Genadig is die Here en regverdig, ons God is barmhartig. Die Here beskerm onkundiges. Ek is nietig, maar hy het my verlos. Kom weer tot rus my siel, want die Here het goed gedoen aan jou. Ja, U het my lewe van die dood gered, my oë van trane, my voete van struikeling. Ek mag leef in die teenwoordigheid van die Here, in die land van die lewendes. Ek het bly glo selfs toe ek gesê het, ek is swaar beproef. Ek is een wat in my angstigheid gesê het, alle mense is leenaars. Hoe kan ek die Here vergoed vir al sy goeie dade aan my? Die beker van verlossing sal ek oplig en die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal, daarvoor sy hele volk. In die oë van die Here is die dood van sy troue volgelinge 'n dier verlies. Ag Here, omdat ek U diensknegt is, ja, ek is U diensknegt, die seun van die diensmeisie, het U my boeye losgemaak. Aan U sal ek dankoffers bring en die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal, daarvoor sy hele volk, in die voorhowe van die huis van die Here, in jou midde, Jerusalem. Halleluja. Ons lees net so ver. Gemeente, dit is vandag die 2 November van 2025. 10 maande van die jaar is reeds agter ons. 2 maande lê nog voor. Ek dink meeste van ons sal die afgelope 10 maande van 2025 beskryf as een aanhoudende gejaag. Nes die video wat ons nou gaan saam kyk, was die afgelope jaar een ding na die ander. Daar was nie tyd of plek om vir 'n oomblik net af te slerk, stadiger te gaan of selfs net te stop nie. Inteendeel, al is ons nou in die 11de maand van die jaar, voel dit of die tempo nog steeds bly toeneem. Ek wil hê ons moet vanoggend na 'n video kyk, en alhoewel dit lyk of dit glad nie pas nie, dink ek dis 'n baie goeie opsomming van die afgelope 10 maande. Dis 'n video van 'n fietsryer, en alhoewel ons nie die ou op die fiets gaan sien nie, ry hy teen 'n vreeslike afdraande, en daar moet hy breek, hier moet hy oor die modder kom, dan moet hy weer oor 'n boom kom. En ek dink, dit is die afgelope 10 maande. Kom ons kyk saam. In 'n wêreld waar alles net heeltyd te gejaag is, kom dwing Psalm 116 ons elkeen vanoggend om net vir 'n oomblik asem te haal en stil te wees. Asem te haal en te reflekteer oor wat die afgelope 10 maande alles gebeur het. Die Psalm help ons om asem te haal en te fokus op dit waarin ons rus en ons sekerheid lê. Wanneer ons so terugdink aan die laaste 10 maande, dan wil die psalmdigter van Psalm 116 hê, ons moet nie dink aan al die modder en die klippe in die pad nie. Ons moet eerder dink aan wie ons hierdie hele 10 maande op die fiets gehou het. Wie ons veilig deur dit alles gedra het. Wie ons gehelp het deur die modder, oor die stompe en om die skerp draaie. Psalm 116 help ons om vir 'n oomblik ons oë te fokus op God en dan te bely, vers 7. Kom weer tot rus my siel,
want die Here het goed gedoen aan my. Psalm 116 is uiteindelik ons reaksie op God. Ons reaksie op God se genade. Vers 1, ek het die Here lief, want hy. Anders gestel, die psalmdigter verwys na die woord van God en dan sê hy vir ons, die Here het en daarom is ek. Ons liefde vir God is 'n reaksie op die evangelie van God. Ons liefde vir God is 'n reaksie op sy genade, op dit wat hy reeds in sy woord, maar ook nog steeds elke liewe dag vir ons kom doen. Vers 1 tot 2, ek het die Here lief, want hy luister na my stem, my smeekgebed. Ja, hy draai sy oor na my, en solank ek leef, sal ek hom aanroep. Ons as gelowiges het die Here lief, want hy bly altyd en in alle omstandighede dieselfde. Ons kan hom aanroep, want ons weet en ons is oortuig, dat hy ons nooit alleen gaan los nie. Ons roep vir God aan met vrymoedigheid, want hy luister na ons stem. Hy draai sy oor na ons. Daarom, omdat dit is wie hy is, omdat dit is wat hy die afgelope 10 maande vir ons gedoen het, daarom het ons hom lief. Dit beteken vir ons vandag en elke liewe dag, dat ons die Here ook lief het, vers 3, selfs al voel dit of die bande van die dood ons omsluit. Dit beteken, ons het die Here steeds lief, vers 3, selfs al voel dit soms of ons deur die angstigheid van die doderyk oorval word. Dit beteken, ons verklaar vandag dat ons die Here nog steeds lief het, vers 3, selfs al ervaar ons dikwels benoudheid en bekommernis. Ons het die Here lief, want te midde van die benoudheid en die bekommernis, te midde van die pyn en die lyding, luister hy na ons stem en draai hy sy oor na ons. Ons het hom lief, want te midde van hierdie benoudheid en die bekommernis, te midde van die pyn en die lyding, is hy by ons. Weet hy wat aangaan? Weet hy hoe elkeen van ons voel? Die video, ons het die Here lief, want selfs al was daar die afgelope 10 maande, klippe, modder en skielike draaie in die pad, is en was God heeltyd by ons. Hy is die een wat elkeen van ons staande gehou het. Ons het hom lief, want hy is die een wat ons oor al die klippe gelei het, wat ons deur die modder gedra het, wat ons gehelp het om die skerp draaie te maak. As gelowiges sit ons vanoggend hier in die kerk, want ons hoop en ons sekerheid lê nie in die feit dat daar nooit klippe oor ons pad sal kom nie. Ons weet daar gaan baie klippe wees. Ons weet daar gaan baie modder wees. Ons weet dit want dit is deel van die lewe. Dit is deel van die paadjie van die lewe wat elke liewe een van ons moet loop. Ons is daarom vanoggend eerder in die kerk, want ons troos en ons sekerheid lê in die oortuiging dat God by en met ons is. Dat hy ons staande hou. Dat hy by ons is wanneer ons uiteindelik by die klippe van die lewe kom. Wanneer ons uiteindelik in kniediep modder is. En daarom, omdat ons hom kan aanroep, omdat ons hoop lê in sy teenwoordigheid en in sy nabyheid, kan ons daarom ook wanneer ons by die klippe en die modder kom, die Here aanroep, vers 4. Want ag Here, red tog my lewe. Ag Here, hoor tog my smeekgebede. Here, stuur asseblief tog uitkoms.
sien my nood en my pyn raak. Here, verander my omstandighede. As ons vanoggend saam met die psalmdigter van Psalm 116 vir 'n oomblik net stil raak en asemhaal, dan sien ons dat die Here ons elke liewe keer met sy genade kom vertroos het, juis wanneer ons hom die afgelope 10 maande aangeroep het. Ons kyk terug en ons onthou, ons weet en ons is oortuig dat God ons smeekgebede gehoor het, dat hy sy oor na ons toe gedraai het. God kom vertroos ons, hy kom luister na ons smeekgebede en hy kom draai sy oor na ons toe. Want vers 5, hy is genadig en hy is regverdig. Ons God is barmhartig. God kom vertroos ons, hy luister na ons smeekgebede en hy draai sy oor na ons toe. Want, vers 5, die Here beskerm onkundiges. Ek is nietig, maar hy het my verlos. Geliefdes, al is ons onkundig, al is ons nietig, verander dit nie die manier waarop God na ons kyk en hoe hy teenoor elkeen van ons optree nie. Want selfs al is ons onkundig en nietig, is God nog steeds altyd regverdig, genadig en barmhartig. En daarom, omdat dit is wie God is, omdat dit is wat hy vir ons doen, omdat dit is hoe hy sy genade aan ons kom bewys, kan ons vandag steeds saam met die psalmdigter verklaar: Kom tot rus my siel, want die Here het goed gedoen aan jou. Gemeente, dit is vandag die 2 November. En selfs al voel dit of ons op 'n fiets is, wat teen 'n vreeslike spoed afdraande jaag, en waar ons heeltyd moet uitswaai vir bome en vir takke in die pad, kan ons nog steeds verklaar: Kom tot rus my siel. Dank die Here, ek is nog op die fiets. Dank die Here, dis nie ek wat myself op die fiets moet hou, of wat self vir al die takke en die bome moet probeer uitswaai nie. Kom tot rus my siel, want die Here het goed gedoen aan my. My lewe is in sy hande. Kom tot rus my siel, want ek leef onder die wakende oog van God. Die een wie, om die woorde van vers 8 te herhaal, ons lewe van die dood kom red, ons oë van die trane kom red, en ons voete van die struikelinge kom red. Al is ons op 'n fiets wat aanhoudend jaag, en wat oor die volgende 2 maande glad nie stadiger gaan jaag nie, kan ons nog steeds met oortuiging en sekerheid verklaar: Kom tot rus my siel, want ons weet wie God is. Ons weet in wie se hande ons rus en ons sekerheid lê. Ons rus en ons sekerheid lê nie in God se hande, omdat hy kom waarborg het dat hy al die klippe en die modder uit ons pad sal vat nie. Ons rus lê in God, omdat ons weet dat hy altyd getrou is, omdat hy ons as sy kinders kom kies het. Ons rus lê in God, vers 16, omdat hy die boeie van die dood losgemaak het, en aan die kruis van Jesus Christus ons elkeen kom red het. Hierom kan ons die Here loof en prys. Hierom kan ons die beker van verlossing oplig, soos wat die psalmdigter vir ons skryf. Hierom het ons die Here lief, want, vers 9, ons mag in die teenwoordigheid van die Here in die land van die lewendes leef. Jesus Christus, ons God en ons Here, het in ons plek aan die kruis gesterf. Op so 'n manier het hy kom verseker dat geen takke, geen bome of geen boomstompe wat in ons pad lê, ons ooit van sy liefde of sy genade sal skei nie. Ook het Jesus Christus kom verseker dat die dood
ons nooit van sy genade of sy teenwoordigheid sal skei nie. Want aan die kruis van Jesus Christus het hy juis die dood kom oorwin. Deur die kruis en die leë graf van Jesus Christus kom waarborg God dat ons nou reeds met die oortuiging en die hoop kan leef dat ons die ewige lewe sal hê. Die ewige lewe waar ons in die land van die lewendes saam met God in sy teenwoordigheid sal wees. Dit is hoekom ons vanoggend bymekaar is. Want dit is ons hoop en ons sekerheid. Geliefdes, terwyl ons leef in 'n wêreld waar ons gereeld oorval word met aardse benoudheid en bekommernis, voel die woorde van Psalm 116 dalk maar net na 'n klein troos. Psalm 116 is egter nie ons eie woorde wat ons self opgemaak het nie. Die woorde van Psalm 116 het Jesus self gesing saam met sy disippels die aand voor sy kruisiging. Jesus het hierdie woorde gesing terwyl hy geweet het dat die bande van die dood minder as 24 uur later hom sou omsluit. En tog, alhoewel Jesus geweet het wat met hom gaan gebeur, het hy nog steeds gesing, ek het die Here lief, want hy luister na my stem. Hy draai sy oor na my. Jesus het hierdie woorde gesing, nie omdat God die lydingsbeker by hom verby laat gaan het nie, maar Jesus het hierdie woorde gesing, omdat hy oortuig was, dat God getrou is aan sy beloftes. Omdat Jesus volkome vertrou het, dat God ons Vader, hom deur die dood sou dra, en hom ook weer 3 dae later, uit die dood sou opwek. Jesus het hierdie woorde gesing, want hy het geweet wie God sy Vader is. Hy het geweet dat God altyd by en met hom is. Hy het geweet dat God getrou is. Dit is presies vir hierdie selfde rede waarom ons ook nog vandag die woorde van Psalm 116 kan sing. Ons sing hierdie lied ook omdat ons oortuig is dat God getrou is aan sy beloftes. Ons sing hierdie woorde omdat ons volle vertroue het dat God met ons is, dat hy ons kom seën met sy teenwoordigheid en dat hy ook ons lewens gered het. Die bewys en die teken hiervan, die bewys dat God die boeye van die dood losgemaak het, dat hy ons lewens gered het en dat ons nooit sonder sy teenwoordigheid sal leef nie, is natuurlik die nagmaal. Die nagmaal bevestig God se genade en sy getrouheid aan ons. Die nagmaal bevestig ons redding. Dis die teken van ons redding. Wanneer ons as geloofsgemeenskap daarom volgende week weer saam aan die nagmaalstafel gaan sit, dan word ons opnuut herinner dat God se bloed gevloei het en dat Jesus se liggaam gebreek is, sodat my en jou lewe gered sal wees. Jesus se bloed het gevloei en sy liggaam is gebreek, sodat ons nou reeds met die oortuiging kan leef, dat niks ons van die liefde en die genade van God sal skei nie. Dat ook die dood ons nie van sy liefde of sy genade sal skei nie. As ons vorentoe dink aan die nagmaal van volgende week, en ons dink terug aan die afgelope 10 maande, dan sien ons dat die Here ons dra en dat hy ons lei. En alleen daarom, omdat God by en met ons is, omdat hy getrou is, wil ons dan saam met die psalmdigter wonder in vers 12 en 13, hoe kan ek die Here vergoed vir al sy goeie dade aan my? Hoe kan ek die Here loof en prys en vir hom dankie sê, omdat hy my staande hou? Omdat hy seker maak dat ek op die fiets bly? Omdat hy die een is wat my bewaar en my lewe kom beskerm? Hoe kan ek die Here vergoed vir al sy goeie dade aan my?
Geliefdes, mag ons saam met die psalmdigter diep asemhaal en die res van 2025 aanpak met die wete in wie ons rus en ons sekerheid lê. Laat ons met sekerheid en met die troos van die evangelie alle klippe en uitdagings wat voor ons in die pad lê, ook volstoom aandurf. Want ons weet, God is die een wat by ons is. Hy is die een wat ons op die fiets hou. Hy is die een wat ons lei en wat ons lewe bewaar. Ons sekerheid en ons rus lê tog in die oortuiging dat God die een is wat ons lei. Dat hy die een is wat ons lewe red. Dat hy die een is wat ons smeekgebede hoor. God het dit vir ons kom doen. Hy het dit aan die kruis van Jesus Christus vir elkeen van ons kom volbring. En daarom het ons hom lief. Daarom sal ons die beker van verlossing oplig. En daarom sal ons hom aanhou aanroep in gebed. Amen.